liewe broer en suster ons Here Jesus Christus, liewe vriend, of ons dit nou wil aanvaar of nie, dit gebeur in ons tyd, ook in gemeentes, ook hier in Potchefstroom, dat een leraar 'n volgende een opvolg. Elkeen met sy eie maniere, elkeen met sy eie geaardheid, elkeen met sy eie preekstyl en gewoontes, want die Here knip nie mense op dieselfde patroon uit nie. Hy gebruik elkeen op 'n verskillende manier met die talente waarmee hy toegerus is. En tog hoor ons stemme in gemeentes opgaan, die vorige predikant is my man. Ander weer, die nuwe dominee is my man. En so sien ons, het dit ook daar in Korinthe gebeur. Paulus en Apollos is albei werktuie in die hand van God. Eers was Paulus werksaam in die gemeente, 'n stigter en eerste verkondiging van die verlossingsevangelie wat daar in Jesus Christus is. Vir 1 jaar en 6 maande lank het hy daar gearbei, eers in die sinagoge en later weens vyandskap in 'n huis. En toe het Apollos gekom. Met sy prediking was daar geen fout nie, maar Paulus was afkomstig uit Tarsus, Apollos uit Alexandrië. 2 totaal verskillende mense, maar ten spyte van hulle uiterlike verskille, was daar die eenheid wat daar in Christus Jesus is, wat nie verskillend was. Sien ons dalk die verdeeldheid daar in Korinthe raak? Die een groep sê, Paulus is ons man. Die ander groep sê, Apollos is ons man. Hoekom het hierdie dinge plaasgevind? Hoekom vind ons dat daar selfs in Potchefstroom mense is wat sê, Dominee Johan Gericke is my man. Ander wat sê, Dominee Herman Kok is my man. Hoekom vind daar hierdie gedagtegang plaas in gemeentes? Dit gebeur wanneer u en ek 'n vleeslike gesindheid het. En daarom kom Paulus en hy vermaan dan, hy sê, ek plant en Apollos maak nat. Eintlik sê hy, ons werk almal saam, ons arbei almal saam in dieselfde akker. Ons is nie deur 2 vyande in diens geneem nie, maar deur een landman. Om dan saam te vat in min woorde, wat hy aangaande hulle 2 aan die gemeente daar in Korinthe wil verduidelik, sê hy, ons is mede-arbeiders. Ek wil verder gaan en sê, mede-diensknegte van God. Die een dalk plant, die ander dalk maak nat, maar albei in diens van God. En die van u wat gistermiddag hier was, toe ek bevestig is, sou baie duidelik gehoor het, dat ons in diens van God staan. En as dit vanoggend vir u 'n teleurstelling is, dat ek nie in diens van Potchefstroom is nie, moenie bekommer nie, ja, ek is in diens van die kerkraad. Maar in my eerste plek is ek hier in diens van God, en ek gaan God se woord hier verkondig. En of u daarvan gaan hou of nie, is nie belangrik nie. Wat belangrik is dat God se woord moet uitgaan, en dit moet uitgedra word tot aan die eindes van die aarde. 2 manne wat saamwerk in God se diens. Die voorwerk van albei hierdie manne is die plant, die gelowige. Dit is u wat hier sit. Albei soek met ywerige vermoë 'n welige groei. Want watter landbouer wag op kostelike vrug op die aarde as hy niks ingesit het nie? En hier is vele van u wat in die landbou betrokke is. Wie van u verwag 'n oes as u nie vooraf geploeg en geplant en versorg het nie? Albei diensknegte van God. Soos Paulus dikwels doen, loop hierdie ernstige vermaning oor in 'n verduideliking van hierdie heerlike geloofswaarhede. En dit is wat ons teksvers vir ons so duidelik sê, die saailand van God. Die gebou van God is julle. Nie hierdie nie.
Jy is die gebou van God. Jy is die saailand wat God gebruik om saad te plant. Die beeld van die saailand wys heen na dit wat hy gepraat het, van plant en van nat maak. Die beeld van die gebou wys weer vooruit na wat volg, naamlik dat Christus die fondament van hierdie gebou moet wees. En nou kom die vraag vanoggend na u en my, hoe lyk jou fondament? Ons teksvers kom en hy kom lê as ware in hierdie leegte tussen twee heuwels of tussen twee berge. Hier gebeur ook wat ons op baie ander plekke in die skrif gebeur. Twee of meer beelde word saam gebruik om 'n heerlike, 'n groot verlossingsfeit vir u en vir my te verduidelik. Maak ons hulle los van mekaar, dan is dit kettery en dwaling. So kan ons ook dink aan die verlore skaap, die verlore seun, die verlore penning. Gaan kyk na elkeen individueel en ons kan verskillende stories daarvan opmaak. Veral in die wêreld waarin ons lewe, wat ons mos inlegkunde doen en nie meer uitlegkunde, dit wat die Bybel sê nie. 'n Beeld uit die boerelewe daar op die platteland word vir u en vir my gebruik sodat ons dit kan verstaan, maar dan ook 'n beeld uit die stadslewe, naamlik 'n gebou. Die gebou waarvan hier ter sprake is baie meer as net 'n huis. Dit is 'n gebou, 'n stadswoning, vooraf beplan deur 'n argitek. Sorgvuldig is die berekeninge gedoen en toegewyd is daar gebou om te voldoen aan hierdie beplanning. En tog is dit nie die enigste plek in die skrif waar hierdie beelde saamgebruik word nie. Daar in Jeremia sê hy, en in 'n ander oomblik sal ek spreek oor die nasie en oor die koninkryk, om dit te bou en te plant. Waar hier dus nou saailand staan, praat ons in gewone taal, boeretaal, van 'n land of landerye. En dan weet ons, dis 'n stuk grond wat bewerk moet word, wat sorgvuldig met die regte kunsmis behandel moet word, wat sorgvuldig met die regte gifstowwe bespuit moet word. Die landbouer is gedurig besig in hierdie lande, hopende op 'n ryklike seën uit die hand van God. Onkruid en peste is gedurig besig om hierdie oes te bedreig. En watter landbouer wie se roeping vir hom erns is, laat sy lande onvoorbereid lê. Die vars geploegde grond is sy lewensstrewe en die see van rype en oesbare graan is sy vreugde. Vir 6 maande, of kom ons noem dit liewer vir 'n seisoen, vandat die eerste sooi omgekeer is, totdat die rype oes op die land staan, is hierdie landbouer besig in hierdie land om te versorg, om te bewaar, om te beskerm. Maar by die gebou in ons teksvers sien ons, is dit anders. Hierdie gebou, hierdie bouwerk is reeds 'n afgehandelde daad. Dit is 'n gebou waar 'n argitektoniese berekening en kunstige planne fyn vooraf gedoen is. Baie tyd is in beslag geneem om hierdie dinge perfek reg te kry. Nie maar net soos wat ons so gewoond is op die plase, as ek 'n gebou nodig het, dan grou ons gou 'n fondasie en ons bou hom. Geen regulasies, geen strukture, geen belangrikhede nie. Hierdie gebou is fyn beplan, argitektonies beplan, fyn uitgewerk, volgens die standaarde en die norme. Planne is opgetrek sodat die gebou 'n spesifieke doel in die stad kan dien, suiwer volgens die spesifikasies en die argitek se plan. En liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, so is elkeen van u en ek vooraf beplan deur God. Want geen een van ons is daar 'n duplikaat van.
Ek kan nie soos my sussie wees nie. My sussie kan nie soos ek wees nie. My boetie verskil van my, dalk in gesig, dalk in gelaatstrekke, dalk in doen en late. En met hierdie twee woorde word die gemeente van Korinthe, maar ook ons as gemeente hier in Potchefstroom duidelik beskryf. Die gebou van elkeen, sê God, moet so mooi as moontlik wees. Die mooiste tempels trek mos die meeste arbeiders, of dis soos die wêreld daaroor dink. In hierdie tempelstad hier in Korinthe word daar nou deur die plantarbeid van Paulus en die natmaakwerk van Apollos 'n gemeente opgebou tot eer van God. 'n Beeldryke en kunsvolle gebou besit hierdie klein gemeentetjie nie. Hulle bestaan nie uit vooraanstaande mense daar in die stad Korinthe nie. Hulle kerkgebou kan nie kompeteer met die pragt en die praal van die heidense tempels nie. En eintlik kan ons sê gelukkig nie. Want hulle het nie nodig om te spog en te vergelyk nie, want hulle self is die gebou van God. En daarom hoef ons nie te bekommer of te kompeteer met enige ander gemeente in Potchefstroom nie. Broers en susters, want hierdie is nie die gebou van God nie. U en ek is die gebou van God. Dit wat u en ek leef, dit wat u en ek uitdra in die wêreld daar buite, dit is wat mense sien van God. God woon deur sy gees in elkeen van ons lewens. En nou word dit werklikheid. Die gebou word opgerig en word deur God gebruik. Nou, nie môre nie, nie oormôre nie, nie gister nie. Nou, hulle sal nie eendag die gebou van in die hemel wees nie. Geliefde broer en suster, u en ek is nou gebou van God. Hoe lyk jou gebou? Hoe lyk die gebou as mense na jou kyk, daar by jou werk, daar waar jy by jou vrye tyd besig is, daar waar jy op verlof is? Hoe lyk jou gebou as mense daarna kyk? Want die Here sê in sy woord, julle is die gebou van God. Buite Christus wil God geen eiendom hê nie. Dit is waar van die gemeente daar in Korinthe, maar dit is ook waar van elke lidmaat van hierdie gemeente. Die woord van God, die onfeilbare woord van God sê, jy is gebou van God. Elke lidmaat, ook in hierdie gemeente, is dus gebou van God. Elke besoeker wat vanoggend hier is, weet dit vanoggend, jy is gebou van God. Daarom kon Paulus ook op 'n ander plek sê, ek weet van julle verkiesing, broeders. Ek weet, liewe geesgenoot, van jou uitverkiesing. Is die fondament van Christus, aangesien dit die gebou is wat aan God behoort, is dit vasstaande? Is dit waaragtig? Is dit opreg? Is dit eerlik? Is die bedoeling met dit wat ek teenoor my medegelowe het, tot eer van God, of is dit tot afbreek van God en tot eer van Satan? Ons pas reeds in hierdie stadsplan in die stad van God. Ons is reeds die vooraf beplande onderdeel van hierdie heilige Jerusalem, hierdie hemel, hierdie heiligheid waarna u en ek uitsien. En as u die verkiesing loslaat, laat hierdie openbaring van God los. As ek en jy eendag eers saligheid moet verdien, as ek eers later iewers sal begin inpas, en nou praat ek hoofsaaklik met die jong mense, en ek was 'n rukkie terug self daar, 20 en 30 is die lewe lekker en ons gaan aan, en ek het God nie nodig nie, want ek weet mos hoe om my dinge te doen, en hoe ouer ons word, daar is mos die spreekwoord, die wysheid van die grysheid, en hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, hoe afhanklik ek van God is, hoe ek nie sonder hom kan lewe nie. So moenie wag, liewe jong mens, vir later nie. Jy is nou gebou van God.
Middeljariges, ons ouer mense. Ons weet nie wanneer die dood oor ons pad kom nie. Want die Here gee lewe en die Here neem lewe. Ook jy is gebou van God. Wat sê mense van jou gebou? As ek hoop om plek te kry in die hemelse Jerusalem, dan moet ek probeer. Dan hang dit van my powere pogings af. My saligheid moet verdien word. Ek werk hard en verder hoop ek vir die beste. Maar ek het vir u troos vanoggend. U hoef nie so hard te probeer. Want die Here sê vir ons in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. As u en ek nie meer gemeente van Jesus Christus is nie, dan ontneem ons die argiteksreg van God, van die gebou, die maaksel, kom dan en hy sê vir die bouer en die argitek, so en so wil ek lyk. En sien ons dit nie vandag in die wêreld nie. Mense wat hulle self nie meer wil bind aan die woord van God nie, wat dit liewer wil verdraai om hulle self te pas. En dan sê die Here, buiten my is daar geen God nie. Dan is God nie meer die Almagtige nie, maar dan is hy diensknegt en slaaf. En daarom sê die Here vanoggend vir my en vir my, onthou, jy is gebou van God. Hierdie gemeente, hierdie gelowiges wat vanoggend hier saam is God se gebou. Dis genade. Dit is genade dat ek en elkeen van u die voorreg het om hom te ken, om 'n gebou van God te kan wees. Dis genade dat God my en jou gebruik as 'n kromstok om reguit hou te kom slaan. Maar wat 'n heerlike voorreg, maar ook wat 'n groot verantwoordelikheid. In hierdie gebou sal ons die gemeente van Korinthe moet voorwees. 'n eie ruim gebou waarin die gemeente vrylik en sonder gevaar kan vergader. Tog sal sommige van ons dink 'n kerkgebou is sonder samebinding. 'n kerkgebou is sonder roem. Dis sonder sieraad in die gemeente. Want onthou, daar gaan 'n tyd kom, my liewe broer en suster, die Here sê dit vir ons in sy woord, daar gaan 'n tyd kom wat dit moeilike tye gaan wees, wat hierdie geboue afgebreek gaan word. Wanneer skuilplekke en geheime plekke in die koelte van die breë bome ons vergadersale sal wees. Dan is ons waarlik kerk van Jesus Christus. Dan is ons gebou van God. 'n Kerkgebou met hoeksteen en al kan afgebreek word. God se gebou kan nooit afgebreek word. Ja, in my lewe kan dalk geneem word deur 'n oorlog, deur 'n plaasmoord, deur wat dit ook al mag wees. Ons lewens kan geneem word, maar my geloof in my God kan nooit van my ontneem word nie. Christus is die fondament. Hy is die sterker, die stewiger. Hy is daardie staal in die betonstruktuur. Ons verkiesing in Christus is 'n voldonge feit, 'n heerlike werklikheid. Maar hier eindig ons teksvers nie. Die tweede dele vorm 'n eenheid, want die gemeente is nie volmaak nie. Hulle is net die saailand. In die ou dae, die ouer garde sou onthou, hulle het gepraat van die akker. Daagliks moet daar gearbei word, ploegwerk moet gedoen word, saaiwerk, skoffelwerk, bestryding van onnodige plante. Baie moeite, baie koste moet aangegaan word. Maar dit word gedoen in liefde. Die arbeid en die oes word in afwagting na uitgesien.
Is u en ek akker van die Here? Is u en ek besig om hierdie land wat die Here van ons lewe gemaak het, met versigtigheid te hanteer? Is ons besig om ons voorbereidingswerk so te doen, dat ons 'n beter oes kan verwag as wat die gemiddeld is? 'n daaglikse toestemming in die regte geloof en in die salige gemeenskap van Christus Jesus ons Here is nodig in elkeen van ons se harte. Broer Danie het die gesegde om te sê, hier staan ek met 'n skoon blaadjie. Hier is niks op geskryf. Ons as gemeente van Potchefstroom staan vanoggend hier met 'n skoon blaadjie. Hoe gaan dit lyk wat u en ek op hierdie blaadjie skryf? Gaan dit twis en onderlinge stryery en onmin wees? Of gaan dit wees arbeid tot eer van God? Wat op die saailand groei en ryp word, is op die akker van die gemeente heiliging en heiligmaking. Woon ek die Bybelstudies by, doen ek moeite om myself meer heilig te maak voor God? Onthou in Korinthe was daar self vermenging met die heidene. Daar was selfs met gebruike van die heidene voorgegaan. Ek het al baie vir my kinders gesê, ek is so dankbaar. Ek hoef nie in die tyd groot geword het waarin hulle groot geword het nie, want die versoekinge en die beproewinge en die aanslae in ons tyd was soveel minder, so het ons gedink. Maar hoe lyk jou fondament? Hoe lyk jy as gebou van Jesus Christus? Hoe lyk jou ploegwerk, jou saaiwerk, jou daaglikse woordverkondiging, dalk jou kommunikasie met jou medegelowige? Aan elke gemeente, aan elke lidmaat moet daar baie ernstig gearbei word. Ja, daar moet dalk bestraf word, dalk moet daar tereggewys word, dalk moet daar vermaan word, maar dalk moet daar vertroos word. Dit is die daaglikse versorging van die akker van Jesus Christus wat jy is. So en so alleen kan die gemeente al meer lewe en dalk eendag sonder vlek of rimpel voorgestel word daar aan die Vader in die hemel. Saailand of gebou, albei is van God. Albei is God se ewige eiendom. Of gebruik jy dalk 'n land wat nie aan jou behoort nie? Doen jy dalk moeite aan jou buurman se land en sit jy geld en kostes en tyd in jou buurman se land in en dan kan jy nie die oes kry nie? Ons is nog in so baie dinge onvolkome en ons beste pogings, ons beste dade is met sonde deurwas. Maar daar is salige vertroosting. Ons is God se saailand. Ons is God se gebou. En God sorg vir sy arbeiders. Die oes word versamel en in sy skuur opgeberg. So spreek ons teksvers duidelik van twee vertroostende sake en daarmee wil ek afsluit. Heiligmaking in ons lewens en ons verkiesing uit genade. Dit staan vas en seker op die fondament van Jesus Christus, want in hom roem ons. Sy bloed is die prys. Sy wonde daar aan die kruis is die kwitansie vir hierdie eiendom wat u en ek is. Saailand en gebou is ek en jy in Jesus Christus se eiendomsmark. Mag dit so wees dat die Here elkeen van ons sal gebruik, dat ons sal seker maak dat ons fondament in Jesus Christus vas en onwrikbaar is. Dat die staal en die struktuur ingebed is om ons ewig standvastig te maak. Amen.
Kom ons bid saam. Here onse God, as ons stil word vanoggend, dan besef ons hoe ver ons tekort skiet in ons pogings. Here, maar dankie dat ons kan weet dat U ook 'n God van lankmoedigheid is en van liefde, en dat U bemoeienis maak met elkeen van U saailand en U geboue. Dat U nie bereid is om hulle te laat tot niet gaan, soos wat ons so duidelik in baie plekke in ons land vandag sien, waar geen onderhoud en niks toegepas word nie. Dankie dat ons kan weet, dat U ons elke Sondag roep om op te kom na U woning, dat U ons oproep na U Bybelstudies, om ons te verryk met U woord, sodat ons U beeld al meer gelyk kan word. Dankie vir soveel genade wat ons vrylik uit U Vaderhand ontvang. Here, dankie dat U vir my en Annette en Potchefstroom saamgevoeg het, en ons wil bid dat U deur die werking van die Heilige Gees ook hierdie akker vrugbaar sal maak, dat ons dit sal opbou en sal uitbou, tot U eer, tot U verheerliking, maar ook tot ons saligheid. Lei elkeen van ons as kerkraadslede om as voorganger op te tree. Help elkeen van ons gemeentelede wat in die ampt van die gelowige staan, om priester, koning en profeet te wees in U heiligdom. Ons bid dit in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.